Prys die Here, baie welkom vanmôre saam met ons en sommer bly om almal hier te sien en dit gaan alles maar net met een naam, die naam vir alle name, Jesus Christus, wat vir ons kom sterf het. Amen. En dit is ook vandag ons met mekaar, die kruisiging meer as 2000 jaar gelede en daarom wil ons hom prys en hom loof dat ons kinders van God kan wees. Dat regtig dat elke sommer net later sal oopmaak en net toelaat dat dit wat hy gedoen het op Golgotha ook in jou lewe werk. En bo alles dat jy hom prys en aanbid vandag en hom al die lof en eer gee. Net so een of twee dingetjies wat ek net wil sê. Onthou vanoggend ons kruisigingsdiens, Sondag ons opstandingsdiens, ook weer 9:00 in die saal en dan net volgende Sondag is dit geen diens in die saal nie. So net op dit, ek net daarop en dan net, ek sal dit aan die einde weer sê, net vanoggend, ek weet as ons klaar dienste dan pak almal sommer stoele op en help om op te slaan, om die af te slaan, want dit is vanoggend na die diens kan die stoele net so los, dit kan sommer net so bly vir Sondagse diens. Amen. Prys die Here. Ons gaan hom loof en hom aanbid. Wil jy saam met my staan en kom ons bid net saam. En daarna gaan ons die Here aanbid. Vader, ons kom na U toe in die naam, bo alle name, Jesus Christus. Dankie dat ons deur Christus ook met U kan praat, Here. Op grond van wat U Seun kom doen het, op grond van Jesus Christus het ons toegang tot God die Vader. En ons prys U vandag en ons wil as gelowiges vandag by mekaar kom, al die lof en al die ere aan Jesus bring. Dankie vir die prys wat betaal is. Dankie dat ons duur gekoop is deur die bloed van die lam. En vandag terwyl ons aan Jesus dink, roer dit ons siel vir wat hy kom doen. Here, ons gryp na Golgotha, ons roem in die kruis soos Paulus sê. En ons staan op die gebeure, die oorwinning, die dood is oorwin. Vyand is verslaan en daar's oorwinning en lewe in oorvloed en 'n ewige lewe vir hulle wat dit vat en dit glo. Prys God, mag U vandag al die lof en al die ere ontvang, Here, uit ons hart uit. En ek wil bid dat terwyl ons U gaan nou besing en lof besing, dat U onder die volk se lofsange kom woon. Ek wil bid dat die harte nog steeds aanraak, dat U selfs genesing bring waar genesing nodig is. As ons woord bedien of by die nagmaal stil staan, seën dit besonders vandag. Al die eer kom Jesus Christus toe en ons prys U in Jesus naam. Amen.
wat redding en verlossing kan bring nie. Daar is net die een naam, Jesus Christus, ons verlosser, ons redder, ons saligmaker, die een wat in ons plek gestaan het, die een wat ons sondes op hom gedra het, die een wat sy lewe vir ons afgelê het, die grootste liefdesdaad wat die wêreld nog ooit beleef het. Jesus Christus. Daarom is dit die naam wat elke mens bekoor, elke mens sy lewe aanraak. Hy is Jesus, ons Vader. Hy is Jesus, ons vriend. Hy is Jesus, ons broer. Hy is Jesus, ons redder, ons verlosser, ons geneesheer, die naam bo elke naam. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Vader. Dankie Jesus. Dankie. Amen. Welkom vandag by Impak geliefde. Mag daar 'n impak in u lewe plaasvind. En wanneer ons hierdie dag weer vier van Jesus Christus wat in ons plek gesterf het, mag hierdie dag 'n impak, 'n stempel op u lewens afdruk. Vanoggend wil ek vir u sê Jesus is ons plaatsvervanger. Vandag reg oor hierdie wêreld vier Christene Paasfees. Baie gelowiges reisig na Jerusalem juis in hierdie tyd van die jaar om die Via Dolorosa te gaan stap, om dieselfde ervaring van wat Jesus daar geloop het te kan ervaar. Die verhoor, die kruisiging, die dood van Jesus Christus raak vandag nog beide die goddelose mense se harte en die hart van God, die genadige hart van God. Dit raak nog steeds God se hart, want God het die genade vir elke mens. Toe die mens nog die ergste gedoen het, toe hy die ergste sonde gepleeg het, gee God sy beste, sy enigste gebore seun aan elkeen van ons. Waar die sonde meer geword het God se genade meer geword, oorvloediger geword vir elke mens op aarde. Jesus was nie gekruisig omdat die bose mense hom wou doodmaak of uit die pad uit wou kry nie. Nee, sy kruisiging was vooraf bepaal deur God om oorgelewer te word, om gekruisig te word vir die mensdom, om verlossing te bring, redding te bring, versoening te bring. Dit was 'n besluit wat gemaak is van ewigheid af. Ek wil vanoggend vir u lees uit Matteus 27 uit, van vers 22 tot 26, en dan ook 1 Petrus 2 vers 24. Ek lees Matteus. Pilatus sê vir hulle, wat moet ek doen met Jesus wat Christus genoem word? Kruisig hom, skree hulle almal. Hy vra, watter kwaad het hy dan gedoen? Maar hulle skree nog harder, kruisig hom. Toe Pilatus sien, dit help niks nie, en dat daar eerder 'n oproep kom, het hy water gevat en voor die skare se hande gewas en gesê,
ek is onskuldig aan die bloed van hierdie man. Dit is julle verantwoordelikheid. Toe antwoord die hele volk. Laat die skuld van sy bloed op ons en ons kinders rus. Harde woorde. Laat die skuld van sy bloed op ons en ons kinders rus. Pilatus het Barabbas toe vir hulle losgelaat, maar Jesus het hy laat gesel en hom oorgelewer om gekruisig te word. En dan 1 Petrus 2 vers 24. Hierdie ene lees ek uit die boodskap uit. Jesus het aan die kruis gesterf. Dit het hy gedoen om die skuld uit die weg te ruim wat julle voor God opgegaan het, deur al die verkeerde dinge wat julle gedoen het. Hy wil egter graag hê dat julle reg sal leef, soos God van julle verwag en dat julle nie verkeerde dinge sal doen nie. Om dit so te stel, omdat Jesus vir julle gelei het, hoef julle nie self vir julle sonde vir God te betaal nie. Is dit nie wonderlik nie? Nee, julle moet slegs voluit vir God te leef tot sover. Mag God sy woord seën vandag aan ons. In hierdie gedeelte van Petrus herinner Petrus vir my en u daaraan dat Jesus ons plaasvervanger was. Die een wat in ons plek gestaan het, die een wat ons plek ingeneem het, ons sondes op hom geneem het. Christus het die prys betaal, wat ek en u nie kon betaal het nie. Ek en u kon nie hierdie prys betaal het, van hierdie sonde las wat op ons is nie. Jesus het dit ten volle kon betaal, daarom het hy aan die kruis uitgeroep, dit is volbring, want hy kon dit voluit betaal het vir my en vir u. Hy het vir my en u losgekoop, ons vrygekoop van die sonde las wat ons gedra het hy op hom geneem en hy het dit gedra. Paulus kom en hy sê in Galasiërs 3 vers 13 vir ons, Christus het ons daarvan kom vrymaak. Hy het God se vloek wat rus op almal. Die vloek van God wat rus op almal. Wat nie stinker doen wat die wet vra nie. Op sy eie skouers geneem. Hy het die vloek op sy skouers geneem. Hy het die las op sy skouers geneem. Die sonde las wat ek en u gedra het hy gekom. En hy het dit op hom geneem, op die kruis op Golgotha. Verder sê Galasiërs, dit het aan die kruis gebeur. Aan die kruis het hy hierdie vloek van die sonde op hom gedra. Daar het Christus in ons plek 'n vervloekte geword. Die Bybel sê ons, God vervloek elkeen wat aan 'n houtpaal hang. Jesus het 'n vervloekte vir my en u geword. Hy het dit ingeneem vir ons. Hy het dit vir ons gedoen, vir my en vir u. Vir ons wat gelowig is, vir die sondaar daar buite, het hy dit gedoen. God het die ongeregtigheid van ons almal op Jesus neerlaat kom. Jesus het die straf van alle mense se sonde op hom geneem. Nie net van 'n sekere klomp mense nie, van alle mense se sondes het hy op hom geneem. Almal se sondes. Dit wat wetlik ons sinne was, waarvoor ons aanspreeklik was, die sonde wat ek en u voor aanspreeklik is, die dinge wat ek en u gedoen het, waarvoor ons aanspreeklik is, wetlik aanspreeklik is, het Jesus gekom en hy het daai wetlike aanspreeklikheid op hom geneem. Hy het op hom geneem. Die regverdige wat in ons plek gelei het, die verlossing, die versoening wat hy vir my en u gebring het. Hy wat ons gereinig het van alle sonde, alle siektes, alle ongeregtighede wat hy op hom geneem het, daai dag op Golgotha. Maak nie saak hoe diep die vlekke van ons sonde
Jesaja vir ons, kom nou en laat ons die saak uitmaak, sê die Here. En al wat julle sondaar soos skelake, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Jesus het ons saak, my en u saak, vir God gaan neerlê. Hy het na God toe gevat daai dag, om Golgotha, my en u saak, ons sonde las wat ons gedra het. Ons dood, ons straf, ons oordeel, hierdie saak wat hy gevat, en hy het vir God gaan neerlê. Hy het opgetree as mindenaar. Hy het opgetree as plaasvervanger vir my en u. Om vir my en u versoening, redding en verlossing te bewerkstellig by God die Vader, om ons weer met God te versoen. Jesus is die versoening vir ons sondes. Die versoeningsoffer wat die oordeel van God terughou, wat op my en u gerig sou gewees het. As gevolg van ons sondige natuur, ons wêreldgesindheid, ons leefstyl, nie net vir ons en alleen nie, maar ook vir die hele wêreld, vir elke gelowige in hierdie wêreld. Daarom gaan hierdie mense, die reisigers, die gelowiges, hierdie tyd van die jaar na Jerusalem toe, want hulle wil daai ervaar van die Via Dolorosa wat Jesus geloop het. Daar's baie kulture wat fisies gaan en hulle spyker hulle self vas aan die kruis, om daai ervaring te kan ervaar. Jesaja sê vir ons in Jesaja 53, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Ter wille van my en u is hy deurboor. As ek daaraan dink, dan is dit so in my hart of my hart in stukke breek, om te dink dat daar iemand was wat my so ongenadelik lief het, wat vir my sondes deurboor is, waar ek deurboor moes geword het. Kom hy, Jesus Christus, en hy neem dit op hom, en hy word vir my wat alleen is deurboor, ter wille van my ongeregtigheid, is hy verbrysel. Daarom sê Jesaja, ter wille van ons ongeregtigheid, is hy verbrysel. Die straf, wat vir ons vrede aanbring, was op hom. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Wow! Deur dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, bring nie net vir ons redding en verlossing nie, maar dit bring vir ons genesing. Dit bring vir ons geestelike genesing, fisiese genesing, liggaamlike genesing. Geliefdes, daar was 'n prys om te betaal. Jesus het dit betaal. Daar was 'n oorwinning om te behaal. Jesus het dit behaal. Jesus het dit gewen. Hy het die vyand gewen. Daar was 'n straf wat gedra moes word. Jesus het dit gedra. Daai straf wat ek en u moes gedra het hy gedra. Daar was 'n oordeel wat die hoof gebied moes word. Jesus het dit in die gesig gestaan vir my en vir u. Geliefdes, ek en u kon nie met sonde afreken nie. Dit is onmoontlik vir my en u om met sonde af te kan reken. Ons het 'n rekening gehad om te betaal. En Jesus het dit betaal. Jesus kan
vir die wat in hom glo, wat nog in hom moet glo. Vir hulle het hy ook die oordeel vry gespreek. Ek en u as gelowiges moet terugdraai na die kruis toe. Ons moet weer na Jesus toe terugdraai. As ons plaasvervanger, die een wat ons sondes op hom gedra het. Die oordeel wat my en u toekom, het Jesus op hom geneem. Hy was sonder sonde. Hy was vlekkeloos. Maar tog is hy geoordeel as 'n sondaar vir my en vir jou. In 2 Korintiërs 5:21 sê Paulus vir ons die volgende woorde: Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur middel van eenheid met Christus deur God vrygespreek kan word. Deur wat Jesus gedoen het, is ons deur God vrygespreek. Geliefdes, as Christus nie my plaasvervanger was nie, dan beklee ek steeds die plek van 'n veroordeelde sondaar. As my sondes en my skuld nie op hom oorgedra was nie, en hy het dit nie gevat vir my nie, dan bly dit myne. As hy nie net my sondes afgereken het nie, dan moet ek dit hanteer. Dan is ek, Marlene, daarvoor verantwoordelik. Dan moet ek, Marlene, voor God gaan staan vir die oordeel daarvoor. As hy nie my straf gedra het nie, dan moet ek dit dra. As hy nie in my plek gesterf het nie, moes ek sterf. Daar is geen ander moontlikheid nie. Dit is Jesus of dit is ek. 1 Petrus 3:18 sê, ook Christus het eenmaal vir die sondes gely, die onskuldige vir die skuldiges, om julle na God toe te bring. Christus wat as mens doodgemaak is, maar deur die Gees lewend gemaak is. Deur Jesus Christus is ek en u dood vir die sonde. Die regverdige vir die onregverdiges. Jesus as die regverdige het gesterf as plaasvervanger vir my en u, die onregverdiges. Hy het ons plek ingeneem op die kruis van Golgotha. Geliefdes, as ek en u in Christus glo, om aanneem as ons redder, is ons in werklikheid met 'n ruiltransaksie besig. Wat ek bedoel hier, wanneer ons besig is met 'n ruiltransaksie, ek gee vir Niels iets en hy gee terug vir my. Ons is in 'n ruiltransaksie besig. Ons het hy, Jesus Christus, het ons sondes geneem. Ons het ons sondes verruil vir Jesus se genade oor ons, vir redding, vir verlossing by die kruis op Golgotha. My en u sondes is met die kruisiging op Jesus gelaai. Daarmee saam het Jesus vir my en u vrygespreek van ons skuld. Hierdie ruiltransaksie waar Jesus ons sondes op hom geneem het en in daai plek vir ons genade en
vryspraak en redding en verlossing en ewige lewe gegee het. Hy het ons skuld op hom geneem. Hy het na die Vader toe gegaan en hy het ons skuld op hom gevat. Hy het in ons plek gaan staan en gesê, Vader, ek lê my lewe af vir my kinders wat in U glo. Dit is wat dit beteken as ons sê, hy het vir ons sondes gesterf. God bied aan ons sy vryspraak in die plek van ons sonde. Gee hy ons sy vryspraak. Johannes 3 vers 16 sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan, maar die ewige lewe kan hê. Die kruisiging jammer daaroor. Slotste. Die kruis van Jesus was God se liefdedaad aan die hele mensdom. Die kruis van Jesus is net redding en genesing nie, maar was aan die weg van is, maar wys aan ons die weg van die Vader. Niemand kom na die Vader behalwe deur Jesus Christus nie. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Daar is geen ander plaas vervanging vir my en U nie, net Jesus Christus. Ek sluit af. Geliefdes, 'n hart kan soms so vinnig verdwaal van God. So vreemd dat as mens soms so diep kan val. By die kruis het Jesus al ons skuld gedra en self het hy vir ons die prys betaal. Ek lees hom weer. By die kruis, iemand moet dit hoor. Is iemand wat dit moet hoor. By die kruis het Jesus ons skuld gedra. En self het hy vir ons die prys betaal. Daarom nooi hy jou vandag, wie jy ook al is, nooi hy na die kruis toe. Jy soek duisende antwoord vir vrae. Jy kan dit by die kruis kry. Ek bestraf dit in die naam van Jesus Christus. Ons bid die werke van Satan in die naam van Ek Jesus. bestraf dit in die naam van Jesus Christus. Bloed van Jesus. Soek jy nuwe hoop vir 'n lewe bestaan? Kom, soek dit by die kruis van Jesus. Waar sonde jou vergewe word, nuwe krag gevind kan word. Al soek jy jou lewe lank om, hierdie leemte in jou hart te vul, kom soek dit by die kruis. Hierdie helder vuur wat binne jou brand, wat jy verloor het, kom
ding hierson. Kan ek net vra asseblief dat ons in gebed gaan? As jy in tale kan bid, asseblief. Allah, yes. Allah, kita Rasul. Daar gebeur soms in die gees wanneer 'n mens oor die kruis praat. Ek het al soveel beleef in bediening dat die vyand haat as jy praat oor die bloed van Jesus in die kruis. Maar hy is oorwin deur die bloed van die lam. Hy is oorwin deur die bloed van die lam. 'n aanval om dit stil te maak, die woord. Maar ons neem gesag in Jesus naam. Prys God. Vader, ek bid in die naam bo alle name. Vyand, jy is verslaan op grond van Golgotha. Terwyl mense moet hoor oor die kruis en oor die bloed van Jesus, bid ek dat U nou in elke hart sal beweeg en werk. Vyand het geen reg nie om woord te ondermyn. Die woord van God sal tot in alle ewigheid staan. In Jesus naam. Baie waar wat Marlene sê, is tyd dat iemand dalk moet hoor, jy moet terugkom na die kruis. Stop met jou eie planne, stop met jou eie maniere, stop met jou eie dinge van hoe jy wil die ewige lewe kry. Doen en dat is, kom by die kruis uit vandag. Dis 'n ou liedjie wat sê, kom kniel by die kruis. Daar sal jou sonde weggewas word, jy oorwinning kry in Jesus naam. Ek gaan vra Irma en Rika wat vir ons gou 'n lied gaan sing. Dit sing ons dan daarna gou weer met bly gebed is. Baie keer sommer net die gees dinge wat die vyand nie aanval. Prys God. Prys die Here. Loof sy naam. Vandat ek klaar sing en dan gaan ons bid en daarna gaan ons by die nagmaal op tafel staan. Oh,
vra dat ons gou gaan saam bid. Dit ons speel vir ons. Ons gaan saam bid en ons gaan tyd maak vir die nagmaal. Ek wil vra dat as jy vanmôre weet jou lewe met God is nie reg nie. Jy het nog nie by die kruis uitgekom. Die tyd raak min soos nog nooit op die aarde nie. Wil jy nie vanoggend regmaak? Dis die boodskap. Dis die boodskap wat die vyand probeer toe met mense stem. As jy seker jy's by die kruis, as jy seker jy die bloed van Jesus aanvaar. As jy seker jou saak met God is reg, praat nie van godsdienstige ritueletjies en die dingetjies nie. Praat nie van godsdienstige dingetjies doen nie. Godsdienstige dingetjies gaan jou nie in die hemel bring nie. Jou verhouding, jou saak met God moet reg wees. Die prys betaal het jy. Hoor jy dat Jesus nog 'n keer uitroep en sê, by die kruis is daar verlossing, by die kruis is daar redding, by die kruis is daar vir jou die ewige lewe. Hoor my, dit gaan nie stop uitgeroep word. Dit gaan nie stop nie, dit gaan nie stop oor hierdie aarde totdat Jesus terugkom. Ons gaan dit nog hoor en ons gaan dit hoor totdat Jesus sê, dis klaar. Genade tyd het uitgeloop. Sy uitroepe oor elke mens hoor, en dis treffend dat die dringende uitroepe vir die kerk van die dag is. Kan ek dit gou weer sê, ek wil nie nou aanhou preek nie, ons gaan nou bid en dan nagmaal toe. Dis treffend dat die uitroepe van Jesus by die kerk is, by die kerkmense, by mense wat sê, hulle is gelowig, of hulle is dan nou Christene, of hulle, dis by hom, by die kerk, waar die Here klop aan die deur, in Openbaring, by die kerk en sê, wil jy nie oopmaak nie. Amen. Prys die Here. Marlene, never mind die stem, die woord van die Here uitgegaan, dit staan, is uitgespreek, oor dit en dit. Dis vas in Jesus naam. Amen. Ek wil vra, gaan 'n gebed doen, en dan kan jy vorentoe kom vir jou nagmaal gebruik, en as jy daar nagmaal voor dit, of wat ook al voel, so vir jou bid, net saam met jou bid, enige tyd. Staan so by my, en jy kan ook so wat die koms gaan saam bid vir jou. Amen. Kom ons bid saam. Vader, die woord sê dat die Gees oortuig in hart. En in die naam van Jesus bid ek dat, soos nou die nagmaal gaan by stil staan, dankie dat U deur die Gees kom, en U groot genade, en die liefde van juis Golgotha, wat so dringend is, dat U daardeur oortuig in elke hart en lewe. Seën hierdie tafel, Here. Die woord sê dat as julle by die tafel sit, as julle deel is van die tafel, dan dink julle aan wat ek vir julle gedoen het. Dankie Jesus, seën dit besonder, werk en oortuig in elke hart in Jesus naam. Amen. Baie dankie, ek kan sommer opstaan en vir die nagmaal kom kry. Baie dankie.
seker maak almal het gekry. Dankie ander en een daar vir ons die glasies op. Prys die Here. Sê vir iemand naast aan jou, prys die Here. Amen. Hy bly die koning. Hy bly die koning van die konings. En dit is goed om hom te prys en te eer. Onthou Sondag oggend ons opstandingsdiens weer 9:00 en dan eer ons hom dat hy het opgestaan en tot in alle ewigheid lewe. Amen. Wil jy saam met my staan en ons gaan dit afsluit. Dankie Jesus, ons prys U, ons eer U. Ek wil die seën van die lewende God oor elkeen hier. En ek wil bid, Here, dat waar hulle beweeg, die teenwoordigheid van die Here saam met hulle sal wees. En ek wil bid, werk maar in ons, Here, werk maar in ons, dat ons sal skoon en heilig en rein voor U staan. Ek bid hierdie seën vandag op elkeen in die naam van die Vader, die Seun Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen. Prys die Here, baie dankie dat jy saam met ons was. Gaan in die vrede van Koning Jesus.